so 'n bietjie later ingekom het, maar welkom aan almal van julle vanoggend hier. U sien daar op die televisieskerm 'n foto van 'n lelie, dit staan bekend as 'n brandlelie. En ek weet nie wie van julle dit ken nie, ek ken dit nie regtig. Ek sien so hier en daar iemand wat wys hulle ken dit. En dit is 'n lelie wat blom kort nadat die veld gebrand het en hy blom vir so 2 weke, dit ek verstaan. Maar dit kom regtig uit net as die grond gebrand het. En dit is eintlik so 'n wonderlike simbool van vrede, sou ek sê, nee, hierdie rooi blom so op swart gebrande aarde. En ons het nou hierdie afgelope week op wat bewus geraak van die talle brande in die Kaap, Oos-Kaap, Wes-Kaap, Kaapstad, oral. En ek sê vanoggend vir Salkie, ek dink baie mense verstaan nie regtig die impak van 'n brand nie, maar as jy op 'n plaas groot geword het of op 'n plaas bly het en al rook inaseming skade opgedoen het as gevolg van 'n veldbrand wat jy probeer blus, dan weet jy iets daarvan. Maar ek dink ons weet ook baie min van die impak wat so 'n veldbrand op 'n hele gemeenskap het. En ook vir die jare se herstel daarna, dat dit nie sommer maar net 'n geleentheid is wat vinnig verbygaan nie. So, ek het met Rekkes en Niels oor gepraat dat ons vandag in die gebedsmoment bietjie stil staan by die brande in die Kaap, en dit voel dalk vir ons ver, maar dit is ook ons mense, en ek dink wat dit vir ons nog nader bring, is dat lidmate wat, of persone wat vir baie jare lidmate hier was, Oesterbaai te verhuis het, en ek het net vanoggend weer op pad hierna te gehoor dat die inwoners van Oesterbaai is weer 'n bietjie in gevaar. En ek verwys na oom Gawend en Helene van Joen. Ek het hulle so 'n jaar na ek hier gekom het, is hulle weg. En ek het gister met Gabriel gepraat, en het gister gesê hulle is veilig, maar ek het ook gereël dat ek hom vanoggend sal bel, en dat ons sommer net by hom hoor hoe dit daar lyk, en dat ons dan vir die gemeenskappe daar in die Oos-Kaap en Wes-Kaap, Franshoek en die plekke, en in Kaapstad ook sal voorbeding doen. So kom ons kyk of ons gou kan. Hallo Gawie. Ons sit hier in die kerk, ons mis jou. Jy was so laat as jy bel nou maar om te hoor waar is jy. Ja, dit is nie, ek sal 'n punt moet maak om definitief terug te kom, ja. Gawie, ons is nou ernstig en ons wil graag sommer hoor, hoe gaan dit daar by julle? Ek het nou op pad hier na die eredienste weer oor die radio gehoor van Oesterbaai. So ons wil graag hoor, wat is die situasie daar? Hoe gaan dit met jou ouers? Ek weet nie of hulle my hoor nie, maar sê groete vir hulle ook. En ons as gemeente dink aan julle, maar ons dink aan die hele gemeenskap, en ons besef dit strek baie baie as daar by julle, ons Kaapstad het erge brande in Franshoek en in die omgewing. So kan jy vir ons 'n bietjie agtergrond gee? Ja, baie dankie Dominee, en goeiemôre gemeente. Ja, so ons is hierso in die, soos julle seker op die nuus sou sien, in die Kouga munisipaliteit, so dit sluit nou nie, dit is nog 'n groterige area, is dan nou Oesterbaai, St. Francis, Kaap, St. Francis, ander plekke soos Patensie, Henkie, en dan ons groot dorp is Imansdorp. So die hele week al was al brande in hierdie omgewing, maar ons hier op Oesterbaai
dankie ook vir jou terugvoer, maar sê asseblief ook vir jou ouers en vir die gemeenskap en almal ons hier in Pretoria dink ook aan julle en ons as gemeente bid saam met julle en terwyl ons so met mekaar oor die telefoon kommunikeer is, gaan ek dan sommer 'n gebed saam doen. So, kom ons bid saam. Here, ons voel dalk volgend ver en ons hoor hierdie dinge wat Gabriel sê en ons sien dit in die media en ons lees die berigte, maar dan voel dit nog steeds vir ons ver en ons besef nie regtig die impak daarvan as ons self by so 'n geweldige krisis betrokke is nie. Maar dankie dat ons as gemeente ook vanoggend vir al die gemeenskappe in die Kaap kan bid en ons is nie eers bewus regtig glo ek van wat alles daaraan gaan en hoe erg die situasie is nie. Ons lees maar net van oral waar hierdie intense brande uitbreek en hoe 1000 wooneenhede in 'n plakkersarea vernietig is in 'n brand en ag Here, ons kan ons nie indink wat dit beteken nie. En ons kan ons nie indink die skade aan infrastruktuur en aan landbou en mense se lewens wat daardeur geraak word nie. Maar ons weet dat U dit alles weet en ons weet dat U die God is wat ook hierdie dinge raak sien. En ons vertrou U dan en kom doen voorbereiding volgens vir hierdie gemeenskappe wat so geraak is deur hierdie brande. Ons bid Here dat U die brande onder beheer sal laat kom en ons weet dat U 'n God van wonderwerke is, dat U net 'n gedagte kan hê en U laat dinge gebeur. So ons vra Here dat U asseblief ook die mense sal beskerm, mense se lewens sal beskerm. Ons dink in die besonder dan ook volgend aan Gawie en aan Helene en ander mense ook hier van die gemeente. Iemand anders het vanoggend ook maar gesê van mense wat vroeër hier gebly het wat in daardie rigting bly nou. Ons wil vra Here dat U vir hulle elkeen sal vashou en hulle sal beskerm, maar dat U ook daardie gemeenskappe en al die mense wat deur die brande geraak word. Ons bid vir die brandbestryders, mense wat dag en nag werk onder geweldige druk en geweldige gevaarlike situasies. Ons bid vir hulle Here, ons bid vir die natuur, die ekologie en dankie dat ons dit alles aan U kan opdra. Ons bid dit in die naam van Jesus ons koning en die skepper God, wat ook die skepper onderhou. Amen. Gaan we baie sterkte en groete daarvoor ja, so. Ek sal vir hulle sê dankie dominee, totsiens gemeente. Bye-bye. Bye. Ons hulp is in die naam van die Here, wat die hemel en die aarde gemaak het, wat asem gee aan alles wat leef, en wat ons in geregtigheid roep met die woorde, ek is die Here, ek het jou geroep, ek hou jou vas. Daarom groet ek julle vanoggend in die naam van die almagtige God, hy wat jou liefhet, jou roep en jou beskerm. Amen. Kom ons sing dan nou 'n loflied tot die eer van die Here staande. Amen.
vanoggend weer opnuut bewus word van hoe uitgelewer ons as mens is, wanneer dit kom by die natuur en die mag van die skepping. Dan word ons opnuut bewus van ons nietigheid. Word ons opnuut bewus daarvan dat niks wat ons het of kan wees enigstens vergelyk met u grootheid nie. En daarom kom ons vandag in nederigheid en dankbaarheid en ons dank u dat u ons in ons klein menslikheid raak sien. Dat u kies om ons nie net raak te sien nie, maar ons lief te hê en 'n pad saam met ons te stap. En so met die kleinheid van ons offergawe vandag kom sê ons vir u dankie en ons kom bely ook u grootheid. Ons bely dat ons hele lewe aan u behoort en dat dit ook veilig is in u hande. Amen. Wil graag dan vanoggend van my kant af ook môre sê aan elkeen van julle. En dan wil ek ook 'n geleentheid gee vir julle om so vinnig na mekaar toe te draai en net bietjie in te loer by jou buurman en jou buurvrou. Gaan vanoggend weer koffie en tee wees. Ek glo, dit is op die gewone plek, onder die bome voor die gras. So, julle is meer as welkom om dan daar so verder te kuier en 'n bietjie op te vang. En as dit ook nie genoeg is nie, kies sommer vandag as 'n geleentheid om iemand te nooi om in die weekend te kom koffie drink. Dit is tog die voorreg wat ons het as geloofsfamilie om ook by mekaar te kan inloer, nie net hier by die kerk nie, maar ook in die wille wêreld daar buite. Ek wil vanoggend graag vir Melgaard voor te nooi, hy wil graag iets sê. Ek het nie idee wat dit is nie, maar vir die van julle wat laasweek hier was, ek hoop regtig nie dit gaan met die vliegsituasie op Kersfees nie, want ek weet nou nog nie of ek in die moeilikheid is oor dit of nie. Maar Melgaard, asseblief. En ek het gehoop dat dit vergeet van my. Toe ons die auto in Kosse storie is, toe sê ek, breekant en lach, glimlach, maak glimmies. Toe dacht ek sien Karin glimlach ook. Toe dacht ek by myself, as ek regtig nodig dat ek moet praat. Maar kom ons gaan voort. Dis ons verantwoordelikheid om toe te sien, dat ons leraars fisies en geestelik gesond is. Daarom is dit nodig vir rus, gereelde verlof, gereelde oefeninge, genoeg tyd vir families, en dan ook om artikel 9 van die kerkorde na te kom, deur kursusse by te woon. Elke maandag is 'n rustdag toegeken aan ons leraars. Hulle sal dus vir daai dag slegs beskikbaar wees vir noodgevalle. Ek hoop julle sal verstaan wat ek probeer doen hier so. Hierdie reëling is ook van toepas op ons koster. Salty werk is aan diens van Sondag tot Sondag. Dit sal dus ook Maandag afwees. Die kerkkantoor is ook as julle iets wil weet of wil bel en is beskikbaar. Ek hoop julle verstaan wat ons probeer doen en ek hoop ook ek het julle ondersteun. Baie dankie. Baie dankie oom Melgaard. Dit is my groot verligting om te hoor dat dit nie oor die vlieg gegaan het nie. En as dit het, dan kan ons dit Dinsdag bespreek het, dan môre is ek nou weer. Goed. As ons by ons familienuus dan kom, op die voorbereidingslys is daar een naam wat ek hier wil uitlig, en dit is Louisa en Gunther. Louisa se suster is so ruk terug oorlede, en gister was die roudiens gewees, en
dit is maar 'n moeilike pad vir 'n familie om te stap en moeilike emosies om deur te werk. So ons bid dan ook vir julle in hierdie tyd en ons hoop dat die Here se genade en liefde vir julle ook regtig tasbaar naby sal wees. Dan ook op die voorbiddingslys is daar nie eintlik so baie goed nie. Ek wil net die kerkraad asseblief herinner wat hier is, om net vanoggend na die diens vinnig in ons storie bymekaar te kom. Daar's net iets wat ons vinnig daar wil bespreek. En dan sal julle sien, van die 12de tot die 23ste is Derek nie hier nie. Aangesien die jong klomp hom oor Desember hier alleen gelos het, wil hy vir my en Marie nou 'n bietjie alleen los, sodat ons bietjie kan werk en bietjie kan inhaal. So ons gaan hom ook daar hier toe na eintlik 'n baie goeie Desember in die gemeente. Goed, is daar nog iets? Die familie nie waarna ek kan dink. Verjaarsdag, maar dit gaan ons nou saam met die kinders doen. So kan ek asseblief vra dat die kinders voorlees sal kom. Daai verjaarsdag, ek kan sê ek mis iets. Ek kan sê ek mis iets. Ek is uitoefening uit julle verstaan nie. So ons het 3 verjaarsdae dan. Dit is Annetjie Leonard, Lena Murphy en Joos Richter. Enige van hulle hier so en Joos nou. Goed, amper vergeet ek julle. Gelukkig al het ek julle vergeet, ek weet nie gelukkig of ongelukkig, sê julle nog steeds ouer word. Al steek ons nie 'n kers aan, jy word maar nog ouer. Maar daar is ja, kom ek kyk van. Eerst kom ons kyk of ons vanaf reg kom met hierdie dinge. Uitstekend. En julle hier langs my staan, dan bid ons ook die Here se seën vir julle te kom. En nou kan die kinders asseblief vorentoe kom. Kan ek net heel eers sien, is daar enige verjaarsdag by die kinders of in die gemeente, die wat nou kers opgesteek het, moet ook opsteek, daar nie, nog hande, kyk regs, hier sal enige iemand, wacht het, dat ons eers sien wie verjaar. Kijk, hier in die middel, kijk, Joos, waar is woonde? As hy daar sy hand op, hier so en daar nie, niemand daar achter nie, niemand daar boven van die verskriklik baie mense wat daar sit nie, hier so links, sy, julle verjaar nie, goed, gaan jy my hand, wie vir my nog aan, sy, goed, julle kan gaan, jy kan saam met jou voetie stap as jy wil, maar. Nou net om julle hande op te hou. Daar is julle verby albei van hulle. Johan, jy moet nog hierna toe kom. Kyk agter jou dan tyd. Daar. Kyk. Goed, julle kan terugkom, ek dink ons het almal het ons iemand oorgeslaan, enige huweliksherdenkings, klein kinders wat graad gevang het, graad gaan van, enige van julle graad gevang kom. Hoe dit?
Okay, met hom 2 kry. Dan kom dit sommer uit my hand uit. Een oom kan elke emmertjie uithaal. Dan sy. Adam, dan het jy vir jou. Wat die wil ek sê ding. Ja, wie gaan dan by die trappies opgaan van my met 2 sjokolades daarbo. Ek seker of ek sal dit maak op by die trap weg. Maar ek is net so bang ek verongeluk. Ek sien hoe kom dan hy nie by trappies op hardloop nie. Goeie ondersteuning, nou kan jy op gaan staar by die trappies. Adel, hoeveel jaar is julle getroud? 11 jaar. Baie geluk. Al meer as 'n dekade. Kijk, nou kan jy maar terugkom. Wacht even vir chocolade is dan. Oké. Mag ek eers vir jou boetie? Hier kom my. En nou sy soos 'n rugby-speler, hy is so mooi onder die arm. Daar sê, goed, nou gaan ek dan is 'n voorbeeld volgens so maak. En nou wil ek julle moet hier saam met my sjokolade sit. Nog nie vat nie, los. Ja, goed. Nou wil ek hê elkeen van julle moet 1 vir 1 vat wat vir jou die lekkerste lyk. Ja, groene, net enetjie. Kyk, so hier het ons 1 groene, hier het ons so goue ene, 'n bloue en nog 'n groene. So daar's 2 wat min of meer dieselfde kleur gekies het, né? Maar julle sien julle almal het julle eie keuse gemaak. Hoekom het julle nie dieselfde keuse gemaak nie? Nee, maar daar's nog 'n bloue en niemand het hom gesoek nie. Weet jy hoekom? Want ons almal hou van ietsie anders, né? Ons almal is nie dieselfde nie. Stem julle saam? Jy is nie 'n boetie nie, né? Jou naam is Luan en sy naam is Dante. En sien jy, jou boetie se hare maak so en joune maak so en so. So julle is bietjie anders, né? En julle 2 is sissies, maar julle bril lyk nie presies dieselfde nie, né? Ja? My papa se netjies seer. En kyk maar sit. Ja nee, ek weet jou papa se rug was seer. Sien, so julle almal is bietjie anders, né? En julle mammas, ek gaan julle mammas en pappas hou ook van ander goeders, né? So, luister. So, wat ek vir julle wil sê vandag is, so het God julle elkeen uniek gemaak. En hy het vir julle elkeen 'n spesiale plan in julle lewe, né? Net met die goed waarvan jy hou en waarmee jy goed is, en wat jy kan doen, kan iemand anders dit nie doen. En net so wat jy kan doen, kan iemand anders dit nie doen nie. Nee, wat wil jy sê, mannetjie? Is dit kom jy pers aan het, sodat sy kan hou van jou vandag? So mooi. Maar goed, so julle elkeen is uniek, né? So God gaan julle elkeen in hierdie jaar gebruik, soos wat net hy julle kan gebruik. Hy het vir julle elkeen 'n plan. En ook vir elkeen van hierdie mense, selfs die grystes van die grystes, het hy ook 'n plan, né? So gaan julle gou vinnig saam met my bid, en dan kan julle sitplekke gaan inneem. Kyk, ons maak ons oor toe. Here Jesus, baie dankie dat U my baie spesiaal gemaak het. Help my om te luister na wat U my vra. In Jesus naam. Amen. Kijk, nou gaan ek hierdie optel en dan kan julle gaan sit. Is daar's klein kinders daar agter. Wie gaan vir hulle elkeen 'n skool? Okay, jy het gevra en jy het gevra.
Okay. Goed, ek dink daar's 2. Hoeveel kleintjies is daar agter 2, nee? Okay. Goed. Plesie. Goeiemôre, liewe gemeente. Dit is vir my 'n verskriklike groot voorreg en baie lekker om vandag weer hier te wees. Dit voel nie asof ek weer verwelkom moet word nie, want dit voel vir my asof ek net weer by my eie huis is. Maar baie dankie ook vir die voorreg wat ek het om vir hierdie paar maande ook nog steeds hier by julle te kan wees. En vir die wat ek nou nog nie gesien het nie, voorspoedig nuwe jaar en mag dit ook vir Myers Park 'n baie geseënde en 'n baie goeie jaar wees. So kom ons sit net so en dan gaan ons saam bid. Ons almagtige God en Hemelse Vader, Here, dankie vir die voorreg wat ons het om vanoggend hier by mekaar te kan wees, maar dat ons ook kan weet dat U hier by ons teenwoordig is. Here, dankie dat ons kan bely dat alles wat ons het, dat alles wat U vir ons gee net genade is. En dat ons die voorreg het om so op 'n Sondagoggend by mekaar te kan wees en gemeenskap met mekaar kan ervaar en gemeenskap met U kan ervaar. En dat ons ook kan hoor wat U vandag vir ons wil sê. Here, ons bid dat U hierdie erediens verder sal seën, dat dit wat ons vanoggend hier doen in U naam sal geskied. En dat wanneer ons ook vandag by die kerkgebou se deure uitloop, dat alles anders wat ons in ons lewens doen, ook in U naam sal wees. Here, dankie dat ons almal hier in gesondheid by mekaar kan wees, en die wat dalk nie gesond is, en dat ons ook kan wees, weet dat U met hulle is, en dat U daar ook genesing sal bring. Dankie dat ons al hierdie dinge in U groot en heilige naam kan vra. Amen. Vandag se skriflesing is Jesaja 42 en ek lees daar die 1ste tot die 7de vers. Kyk, hier is my diensknegt wat ek ondersteun, my uitverkorene in wie my binneste vreugde vind. Ek het my gees op hom laat kom, hy sal reg vir die nasies wat neerbreek. Hy sal nie om hulp roep en nie uitroep nie. Hy sal nie sy stem op straat laat hoor nie. 'n geknakte riet sal hy nie afbreek nie. 'n dowwe lampet sal hy nie uitdoof nie. In getrouheid sal hy reg laat deurbreek. Hy sal nie weifel en nie geknak word nie, totdat hy reg op die aarde gevestig het. Op sy lering wag die eilande. So sê die ware God, die Here, wat die hemel geskep en oopgespan het, wat die aarde uitgebrei het en dit wat daaruit voortkom, wat asem gee aan die mense daarop, lewensasem aan wie daar beweeg. Ek, die Here, het jou geroep met die oog op geregtigheid. Ek sal jou hand vasgryp, jou bewaar en jou bestem tot 'n verbond vir die volk, tot 'n lig vir die nasies, om blinde oë oop te maak, om gevangenes uit die kerker te lei, om hulle wat in donker te sit uit die tronk te lei. Die wyse waarop die Israeliete sin probeer maak het van hulle omstandighede, veral tydens die ballingskap, is 'n baie interessante en 'n fascinerende verskynsel. Bybelboeke soos Jesaja en Jeremia is geskryf teen die agtergrond van
die ballingskap wat Israel totaal en al van hulle identiteit beroof het. Maar die skrywers van hierdie boeke vertel nie net bloot van die gebeurtenisse tydens die ballingskap in kronologiese volgorde nie. Hierdie boeke is nie net gewone opnames van geskiedenis en wat daar gebeur het nie. Daar word eintlik nie veel gesê van wat presies die ballingskap behels het nie. Daar word glad nie detail gegee van hoe gewelddadig en hoe aardskuddend dit vir die Israeliete was nie. Maar hoe het die skrywers dan oor die ballingskap geskryf? Onder andere het hulle poesie geskryf in 'n poging om hierdie oorweldigende emosies wat hulle ervaar het vas te vang. Maar hierdie poesie is nie geskryf net om die Israeliete se emosie vas te vang nie, maar ook om God se emosie vas te vang. Ja, ons aanbid 'n God met emosie, 'n God met empatie, 'n God met deernis. En Jesaja veral maak 'n punt daarvan om dit ook in hierdie gedeelte uit te beeld. Jesaja het 4 liedere oor die dienaar van God geskryf. En hierdie gedeelte in Jesaja 42, die eerste 7 verse, is dan nou die eerste lied oor die dienaar van God in hierdie boek van hom. In die tyd van die antieke nabye Ooste was konflik nooit tussen die verskillende mense van die volke wat konflik met mekaar het nie, maar wel tussen die verskillende gode van al die betrokke volke. As een volk 'n ander een oorwin het, dan was dit omdat sy God groter en sterker en magtiger was as die God van die vyand. Dit het nie gegaan oor die mense se krag en dit wat hulle gedoen het nie. Die konflik was hoofsaaklik tussen die verskillende gode, dis hoe hulle dit geglo het. Baal was 'n Kanaanitiese god van weer en storms. Asherah was 'n afgod van vrugbaarheid. Dagon was 'n Filistynse graangod. En die enigste ware God was en is Jahwe, die God van Israel. En in Jesaja 41, die gedeelte net voor die gedeelte wat ons vandag gelees het, die laaste deel van Jesaja 41, word Jahwe se krag en sy karaktereienskappe tentoongestel. Ek lees vir ons Jesaja 41 vers 17 tot 20. Die magteloses en behoeftiges soek water, maar daar is niks. Hulle tonge verdroog van dors. Ek, die Here, sal hulle verhoor. Ek, die God van Israel, ek sal hulle nie verlaat nie. Op kaal hoogtes laat ek riviere ontspring, fonteine in die middel van valleie. Van 'n woestyn maak ek 'n waterryke vlei land, van 'n dor land waterbronne. Ek laat in die woestyn seders, doringbome, mirtebome en wilde olyfhoutbome opskiet. Ek plant in woestynvlaktes sipresse en daarmee saam wilde vlierbome en dennebome, sodat mense kan sien en erken, dit ter harte neem en tegelijkertijd begryp dat die hand van die Here dit gedoen het, dat die Heilige van Israel dit geskep het. Dit is hierdie groot en almagtige God wat sy dienaar roep en toerus om sy werk in die wêreld te doen. In die konteks van Jesaja 42 kan ons die dienaar van God verstaan as Israel as 'n geheel of as die individu. En dit is ongelooflik om te sien hoe intentioneel en met hoeveel detail God hierdie dienaar van hom roep. Ons moet die hele tyd in gedagte hou dat Israel hulle self op hierdie stadium nie op 'n baie goeie plek bevind nie. Hulle ervaar ongelooflike erge omstandighede. Hulle is moedeloos, magteloos, bedroef, verdruk en hulle het geen meer hoop oor nie.
Maar die feit dat Israel hulle self nie op 'n goeie plek bevind nie, het God nie gekeer om nog steeds sy dienaar te roep nie. Dit is juis in hierdie tyd, in hierdie aaklige tyd, wat God die woorde van Jesaja 41 vers 9 tot 10 sê. Jy, die een wat ek gegryp het van die eindes van die aarde af, wat ek van sy verste dele afgeroep het. Vir jou het ek gesê, jy is my diensknegt. Ek het jou uitgekies. Jou nie verwerp nie. Moenie bang wees nie, want ek is by jou. Moenie vrees nie, want ek is jou God. Ek versterk jou. Ook help en ondersteun ek jou met my seëvierende regterhand. En wat hierdie roeping van God se dienaar dan nou impliseer, is dat hy of sy gehoorsaam moet wees aan God. En hom moet vertrou wanneer hy sê, ek roep jou as my dienaar. Ek het jou uitgekies. Ek het jou nie verwerp nie. Jy moenie bang wees nie, want ek is jou God. Dat ek jou versterk, dat ek jou ondersteun met my seëvierende regterhand. Maak nie saak wat op hierdie stadium in jou lewe aangaan nie. God se krag en beskerming was nie beïnvloed of belemmer op enige manier deur die Babiloniese ballingskap nie. En net so word God se krag en sy beskerming ook nie op enige manier beïnvloed of belemmer deur die ballingskappe wat ons in ons lewe ervaar nie. Ons is almal dienaars van God wat hy roep. En hy sal ons nie vir iets roep sonder om ons daarvoor toe te rus nie. Die dominee van die gemeente waar ek groot geword het, het altyd gesê, God roep nie die wat bekwaam is nie, hy bekwaam die wat hy roep. En ons sien baie mooi, soos wat ek nou ook genoem het, hoe intentioneel God sy dienaar roep. Die manier waarop Jesaja hierdie eienskappe van God se dienaar verwoord in die gedeelte wat ons nou saam gelees het, is glad nie toevallig nie. Die manier hoe hy dit geskryf het, doen hy met 'n baie spesifieke doel. Implisiet word hier 'n vergelyking getref tussen die manier waarop die heidense volke goed doen en die manier waarop God se volk dinge doen. In Babylon word mag vertoon deur militêre mag en geweld en openbare proklamasies waar tydens Babyloniese propaganda versprei is. Daarom is dit eintlik dan vir ons duidelik dat dit in die Babyloniese geval wel oor die mens gaan en oor dit wat hulle doen. Omdat hulle gode nie lewendig is nie, omdat hulle gode nie bestaan nie en nie vir hulle kan intree nie. Maar dan lees ons hierdie dienaarlied in Jesaja 42 en kry presies die teenoorgestelde prentjie as die van die Babyloniërs. Ja, die lied is geskryf om God se dienaar in die eerste plek te beskryf. Maar nog steeds begin hierdie lied by God en vang dit God se gevoel en sy emosie teenoor sy dienaar vas, soos wat ons ook vroeër genoem het. God ervaar vreugde in sy binneste oor sy dienaar. Ons kry hier te maak met 'n tipe verbondstaal, want ons weet natuurlik dat God die inisiatief geneem het toe hy die verbond met sy volk gesluit het en toe het hy ook vreugde in sy binneste oor sy volk ervaar. Dit is 'n konsep wat die Babiloniërs glad nie ken nie. Hoe op aarde kan jou God, in hulle geval hulle afgode, vreugde in hulle vind? Nee, vir hulle was hulle gode bloot net 'n middel tot 'n doel. Daar was geen vorm van 'n persoonlike verhouding soos met God en die Israeliete nie. Verder lees ons dat God sy gees op sy dienaar laat kom. Met ander woorde dat God sy dienaar met sy eie gees toerus. Weereens sien ons iets baie persoonlik tussen Jahwe en Israel in vergelyking met die verhouding tussen die Babyloniërs en hulle gode. God se dienaar sal nie skree en uitroep,
soos wat die Babyloniërs gedoen het om hulle propaganda te versprei en om hulle koning se mag tentoon te stel nie. Maar God se dienaar werk altyd met stil en kalm vertroue in God. God se dienaar sal nie eers so ver gaan as om 'n geknakte riet verder af te breek nie. Maar handel altyd met sagtheid en met deernis. God se dienaar sal blindes se oë oopmaak en gevangenes uit die kerker uitlei. En net 'n kantopmerking, toe ek hierdie gedeelte in die 2020 vertaling lees, was dit nou die eerste keer wat ek met die woord kerker te doen gekry het. Ek kon aflei wat die woord in die konteks beteken, maar ek het in my lewe nog nooit van hierdie woord gehoor nie. Die 1983 vertaling praat eintlik nou maar net van 'n tronk, en hierdie woord verwys ook na 'n plek waar mense gevange gehou is. 'n koue, donker, alleen plek. 'n plek waar niemand jou kan sien nie. 'n plek waar jy totale verlatenheid ervaar. Maar die dienaar van God bring juis bevryding vir ander mense vanuit hierdie plek. Hier word verwys na 'n fisiese bevryding, omdat Israel fisies hulle self in Babyloniese ballingskap bevind. Maar hier word ook verwys na 'n geestelike bevryding. God se dienaar speel 'n belangrike rol daarin om ander mense te laat besef dat die bevryding en die verlossing wat God bied ook vir hulle beskore is. En daarom sien ons dan die baie duidelike kontras tussen die Babyloniërs en die Israeliete. En kom ons ook agter dat menslike maniere van dinge doen glad nie vir die God van Israel indrukwekkend is nie. Maar dat ons motivering vir alles wat ons in ons lewens aanpak, altyd by God moet begin en nie by ons nie. Kom net gou weer terug na die leefwêreld van die Israeliete, die leefwêreld van God se dienaar in Jesaja 42. Verwoes, verlate, vermoor, en hulle bring lig vir die wêreld. God roep hierdie absolute platgeslaane volk van hom en hy rus hulle toe om hoop vir die wêreld te bring. Kan jy jouself met die Israeliete assosieer? Het dit al gevoel asof jy op jou donkerste tye is en God gee vir jou 'n opdrag om lig en om hoop vir ander te bring? Glo ons dan dat God ons wel toerus om dit ook te doen? God wag nie totdat dit met die Israeliete beter gaan, of totdat hulle nie meer in ballingskap is nie. Hy het in die middel van die donkerste deel in die geskiedenis van Israel hulle geroep vir 'n ongelooflike, groot en belangrike taak. Matteus 12 vers 18 tot 21 haal die woorde van Jesaja 42 vers 1 tot 4 aan. Kyk, my diensknegt wat ek gekies het, my geliefde oor wie ek my verbly. Ek sal my gees op hom lê en hy sal die reg aan die nasies verkondig. Hy sal nie twis nie en nie skreeu nie. Sy stem sal 'n mens nie in die strate hoor nie. 'n geknakte riet sal hy nie afbreek nie, en 'n rokende lampbit sal hy nie uitdoof nie, totdat hy die reg laat seëvier. En op sy naam sal die nasies hulle hoop vestig. Dan natuurlik hier in Matteus word daar van Jesus as die dienaar van God gepraat. Maar die woorde van Jesaja 42 dien nie net as 'n profesie oor Christus waarvan ons in Matteus 12 lees nie. Die feit dat hierdie presiese selfde woorde omtrent 600 jaar uitmekaar uit in die Bybel is 'n getuienis van die manier waarop God werk. Ons sien 'n
patroon. En hierdie patroon behels dat God in stilte en in rustigheid sy dienaar roep en deur sy dienaar werk. Daar is net een groot verskil tussen hierdie woorde in Jesaja en in Matteus. En dit is dat Christus die enigste een is op wie die nasies hulle hoop vestig. Ja, God gebruik sy dienaar vir 'n groot en 'n belangrike taak soos wat ons in Jesaja gelees het. Maar Jesus is die enigste een op wie ons hoop kan vestig. Ek en jy word net soos die dienaars, net soos die Israeliete as dienaars van God geroep. Maar Christus is die uiteindelike en die hoogste dienaar van God. En dit is slegs deur die krag wat ons van Jesus kry, dat ons God se roeping in ons lewens elke dag kan uitleef. Die inhoud van vers 5, wat so in die middel van die gedeelte lê, dien as 'n absolute bemoediging vir hierdie dienaar van God wat geroep word. Die skrywer herinner die Israeliete en herinner ons ook aan wie die ware God is. Vers 5 sê, so sê die ware God, die Here, wat die hemel geskep en oopgespan het, wat die aarde uitgebrei het en dit wat daaruit voortkom, wat asem gee aan die mense daarop, lewensasem aan wie daarop beweeg. Die skrywer probeer hiermee sê dat hierdie woorde van Jesaja 42 nie die woorde van Baal of Ashera of Marduk of Dagon is nie, maar dat dit die woorde van Jahwe, die enigste ware God, die God van Israel is, die skepper van hemel en aarde. Die God wat die materiaal geskep is, waarvan hierdie dooie afgode se beelde gemaak is. En dit is hierdie God wat my en jou roep, en ons vashou, en ons toerus vir dit waarvoor hy ons roep. Hierdie lied van Jesaja 42 is vir my en vir jou ook bedoel. Ons elkeen is die Here se diensknegt, wat hy ondersteun. Hy vind vreugde in sy binneste oor ons elkeen. Hy laat sy gees op ons kom. Hy roep ons en hy rus ons toe. Ons staan nou aan die begin van 'n nuwe jaar met nuwe uitdagings en klomp nuwe dinge wat ons moet aanpak. En in hierdie nuwe jaar roep God ons om in sy koninkryk te werk. En wanneer dit gebeur, wanneer God ons roep, dan moet ons ook daaraan gehoorsaam wees. Dan moet ons ook glo dat hy ons vashou met sy seënvierende regterhand. Ons twyfel baie vinnig in onsself en in dit waartoe ons in staat is. Ons hak baie maklik en vinnig vas by ons klein, nietige, sondige aard. En dan sukkel ons om hierdie bevryding raak te sien wat God reeds vir ons bewerkstellig het. Hoekom is dit soms so dat ons sonde makliker raak sien as wat ons God se genade raak sien? Die ironie daarvan is eintlik verstommend. Want tussen hierdie twee goed, ons sonde en die genade van God, is daar net een hiervan wat ons uiteindelik saam met ons die ewige lewe inneem. En dit is definitief nie ons sonde nie. Dit is slegs deur die Here se genade dat hy ons elkeen roep om sy dienaar te wees. En dat hy ons ook daarvoor toerus. Mag ons elkeen se lewe 'n dienaarlied wees wat by God begin en wat by hom eindig, en mag ons alles tussenin ook vir hom doen. Al voel dit vir ons asof God ons in die moeilikste tye van ons lewens roep. Mag ons nooit vergeet dat Jesus Christus, die hoogste dienaar van God, vir ons die krag gee om dit te doen nie. Net soos wat die God van Israel die onmoontlike gedoen het toe hy sederbome en sipresse in die woestyn laat opskiet het. So sal hy ook, wanneer dit vir ons onmoontlik voel, vir ons die krag gee om dit te doen wat hy van ons vra.
Mag ons elkeen opnuut besef dat God ons roep om lig in hierdie wêreld te bring. Mag ons onthou dat God ons elkeen roep om ander mense uit die kerker uit te lei, om ander mense uit die donker, alleen en koue plek uit te lei in die lig van sy koninkryk in. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie dat ons vandag weer kan hoor en dit ook kan bely dat U die enigste ware God is, dat U die skepper van die hemel en die aarde is, dat daar niks of niemand groter as U is nie. Here, en dat U na ons toe kom, dat U ons elkeen roep, dat U ons elkeen wil gebruik in U koninkryk. Dit is so, Here, dat ons onsself maklik blind staar vir U genade, dat dit vir ons makliker is om ons kleinheid en ons nietigheid raak te sien, as wat dit vir ons is om U genade en U grootheid en U almag raak te sien. En Here, al weet ons dat ons elke dag faal, weet ons ook dat U ons elke dag weer optel, dat U ons elke dag vashou met U seëvierende regterhand. En Here, dat daar niks in hierdie wêreld is wat U kan keer om ons lief te hê en om ons vas te hou nie. Here, dit is ons gebed dat dit 'n werklikheid in ons elkeen se lewe sal wees. Dat ons dit sal glo en dat ons U daarvoor sal vertrou. Maar Here, dat ons ook sal besef dat U vir ons ongelooflike groot voorreg en verantwoordelikheid gegee het om dit te kan doen, om hoop en om lig vir ander mense in hierdie gebroke wêreld te bring. Mag ons besef dat U ons toerus daarvoor en dat ons daarom die vertroue in U, maar ook selfvertroue sal hê om aan U gehoorsaam te wees. Here, hierdie dinge is vir ons baie makliker gesê as gedaan. Maar ons weet dat U baie meer kan doen as wat ons kan bid of dink. En daarom is ons hoop gefestig op U. En daarom vertrou ons U ook daarvoor. En is ons dankbaar dat ons al hierdie dinge in U naam kan vra en in U groot naam kan bid. Amen. Kom ons sit dan net so en dan sing ons die slotlied saam. Oh
ontvang dan ook nou die seën van die Here. Mag die God van alle genade self, wat ons geroep het tot sy ewige heerlikheid in Christus Jesus, ons, nadat ons 'n kort tydjie gelei het, volmaak, bevestig, versterk en grondves. Aan hom kom toe die krag en die heerlikheid tot in alle ewigheid. Amen.